Jannie, baie dankie. Jy was die motiveringsspreker, ook die openingsspreker van die simposium en jy het baie gefokus op slagofferskap, nê, en hoe ons daar teen moet werk. Vertel 'n bietjie meer oor jou boodskap van vandag. Johan, dankie. In Spreuke 23 vers 7 staan daar: soos wat 'n man dink, so is hy. En Ferry wat my voorgestel het vir die mense gesê, hoe dink ons? Gaan ons die 2 dae wat ons hier spandeer, gaan ons gedagtes kan uitstrek? Want as ons dink ons kan nie, dan kan ons nie. As ons dink ons is in die moeilikheid, dan is ons. So waar leer 'n mens dink? Mens leer dink van kleins af. Mens leer dink soos wat ander mense vir jou vertel. En ek gebruik baie keer die prentjie van realiteit. Nou, realiteit is waar Satan heers. In 1 Johannes 5 vers 17 staan daar, ons is almal kinders van God, maar die hele wêreld is onder Satan se mag. So Satan het 'n groot invloed op ons manier van dink, oral waar ons gaan. En as ons in sy struik trap en ons word realisties, dan praat ons wat ons sien. Maar die uiteindelike uitdaging is om in geloof te lewe. Want Christus, voor hy opgevaar het hemel toe, het gesê, dat elkeen wat in hom glo, kan heers oor die dinge van hierdie wêreld. So as ons glo in Christus, is sy krag in ons, dat ons nie slagoffers wees van realiteit nie, maar dat ons geloof die meester kan wees van realiteit. En dis die uitdaging wat ek veral vir die boere van ons land gee, om te sê, as ons realisties kyk na alles, dan is dit eintlik hopeloos vir baie mense. Maar as ons in geloof kyk na lewe, dan begin ons praat wat ons hoop, en die woord van die Here sê baie duidelik, in die mag van jou tong is lewe en dood. So wat ons praat met mekaar is essensieel. En ek het die mense hier uitgedaag by Gossa om te sê, wanneer jy met 'n boer werk, gee hom hoop. Ons weet ons leef in 'n taaie wêreld, en die wêreld is vol uitdagings, en die wêreld is donker. Ek meen, dis waar Satan heers. Maar as ons mekaar kan hoop gee, en mekaar, jy weet, as jy in 'n gat is, en ek klim saam met jou in die gat is, dan is ons albei in die moeilikheid. Maar as jy in 'n gat is, en ek staan hier bo en ek sê vir jou, vat my hand, ek trek jou uit na die lig wat in my is, dan help ons mekaar. En dis ons werk. Ons werk is om mekaar te bemoedig, en nie hopeloos te raak nie, maar om regtig in geloof te lewe, sodat ons hierdie realiteite van die lewe met 'n glimlag in die oog kan staar, en nie met hopeloosheid. Baie dankie. Ek dink dit was 'n uitstekende opening van die dansbaan vir die hele simposium, en dankie vir die hartlikheid en die positiewe boodskap en die hoop wat jy gebring het. Dankie Johan. Sterkte. Ek weet julle gaan 'n wonderlike simposium. Dankie. Dankie.